vanaand 'n bietjie met ons praat oor distraksies en die koms van Jesus. Oor afleidings of distraksies en die koms van Jesus. En ek wil hê jy moet vir my jou Bybel op 3 plekke oopmaak, in 1 Petrus 5, Lukas hoofstuk 10 en Efesiërs hoofstuk 5. So, 1 Petrus 5, Lukas 10 en Efesiërs 5. Ons gaan 3 skrifgedeeltes lees en ons gaan met hierdie skrifgedeeltes wil ek bietjie kyk na hierdie gedagte wat ek wil brou rondom distraksies en die koms van Jesus. En dit is nogal iets wat ek bid vanaand regtig dat hierdie gedagte by jou gaan posvat. En laat ons werk maak van hierdie ding. 1 Petrus hoofstuk 5, Lukas hoofstuk 10 en dan Efesiërs 5. 1 Petrus hoofstuk 5 en ons gaan daarse lees vanaf vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam. Hoor wat hy sê, wees nugter en waaksaam. Oppas. Want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hoor wat hy sê. Hy soek wie hy kan verslind. Het julle al gesien 'n leeu? Hoe werk dit in die natuur? Kom ek julle vertel hoe werk dit in die natuur. Die leeu lê daar onder die boom, lekker uitgestrek. En dan sê die leeu vir die ander leeu, ek is sommer lus vir 'n bokkie. Kom ons vat gou Uber iets en dan order ons vir ons 'n bokkie en dan lewer Uber iets of 60 sommer vir hulle 'n bokkie daar voor hulle af. En dan hardloop die bokkie daar in sy bekken en dan chow die leeu vir hom. Is dit hoe dit werk? 'n Leeu loop en hy gaan soek vir 'n prooi. En as hy 'n prooi gewaar het, fokus hy op daai prooi. Het jy al gesien hoe jag 'n leeu? En sy fokus bly op daai prooi. En hy hou aan tot hy prooi gevang het. En dis die beeld wat die woord hierso vir ons gee. Wees nugter en waaksaam. Kyk, daai bok, het jy al gesien as 'n bok eet? Dis vir my die klassiekste ding. Hy eet hè? Nou kyk hy ore van hom maak so. Lyk soos 'n antennas, jy al gesien? En dan sê en chow hy verder en dis die beeld wat die Bybel hier vir jou gee. Hy sê vir jou, hey, jy moet soos hy bok wees. Wees nugter en waaksaam. Want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So kom ons nou by Lukas hoofstuk 10. Lukas hoofstuk 10 en ons gaan daar se lees vanaf vers 38 tot en met vers 42, 'n baie bekende gedeelte en 'n gedeelte wat my nogal baie naby aan die hart lê. Lukas hoofstuk 10 vers 38. Wat hierso gebeur het is, Jesus gaan aan huis van Lazarus wat hy uit die dood uit opgewek het, en sy twee susters Martha en Maria. En daar gebeur 'n interessante ding. En op hulle reis daar vers 38 in Lukas 10. En op hulle reis het hy 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. So let nou mooi op wat gebeur. Maria sit by Jesus se voete, luister na sy woord, Martha is besig. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat vir haar nie weggeneem sal word nie. So Martha was besig geweest om vir Jesus alles voor te berei. Jy weet, Jesus is nou by hulle aan huis. Ek weet, nou kan jy vir jouself dink. Daar word gebak en gebrou en gekook en alles en gereg gemaak en dink vir jouself as jy gaste onthaal. En hier sit Maria by die voete van Jesus en Jesus praat, sy luister alles wat Jesus praat en Martha moet alleen gaan werk. En op 'n stadium toe dink Martha, nee, hierdie kite gaan nie vlieg nie. En sy gaan klaar by Jesus en sy wil eintlik 'n bietjie vir Maria in die vernedering stel. As jy mooi die prentjie sien, sy wil haar eintlik 'n bietjie verneder. Jy weet, sê, Jesus sê bietjie vir ons moet kom help. Nou sit sy hier en ek moet al die werk doen. Dit werk nie so nie. En die antwoord wat sy verwag het, Jesus vir haar gesê, "Sis Maria, gaan help jou suster. Ek is hier by julle aan huis, gaan help haar. Dis nie reg dat sy alles met alleen moet doen nie." Dis die reaksie wat ons sou verwag het. Maar Jesus sê vir die teenoorgestelde vir haar, hy sê, "Martha, Martha, jy is verontrus oor baie dinge. Maar Maria het die goeie uitgekies."
Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5 en ons gaan laas lees vers 15 en 16 en 17. Efesiërs 5 vers 15, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So hy sê, jy moet verstaan wat die wil van die Here is. Hou jou fokus op die wil van die Here. Hou jou fokus op Jesus, want die dae is boos. En koop die tyd uit. Nou wat beteken as jy die tyd uit moet koop? Nou, dit beteken basies soos in van, as jy besig is met iets wat eintlik baie tydrowend is, as jy die tyd uit moet koop, bedoelende van, jy moet prys gee, jy moet basies 'n opoffering maak om daai tyd terug te kry. Jy moet daai tyd terugkoop vir jou. Jy moenie dit prys gee nie. Koop die tyd uit. En ek dink julle kan almal saam met my stem om vir julle te sê dat tyd is besig om baie vinnig te stap. Dis asof die dae korter word. Jy kry nie meer alles gedoen in 'n dag nie. Die tyd vlieg net so. En die duiwel kom nie altyd in jou lewe met pyn en lyding en smarte en aanslae en sulke tipe goeders nie. Hy doen soms iets baie eenvoudiger om jou weg te kry van die Here af. En al wat hy doen is dat hy hou jou besig. Hy hou jou so besig want hy weet, as jy net jou fokus 'n klein bietjie van die Here af kan weghou, dan is dit genoeg. As hy net jou tyd van die Here kan steel, hy hoef jou nie met sonde te vang en te oorweldig nie. Hy het net nodig dat jou aandag op 'n ander plek moet wees. Hy het net nodig dat jou aandag moet wees op 'n plek waar wat die Here se tyd van jou steel. Ek dink as ons moet eerlik wees in vandag se tyd, die eenvoudigste ding wat ons dalk kan noem is dalk op jou foon. Baie keer is ons op ons foon besig, of probleme wat ons het in ons lewe. Ons fokus en spandeer so baie tyd om probleme in ons lewe uit te sorteer. Of baie keer het ons net 'n oorvol skedule. Ons is net te besig. Ons kom net nie by alles uit nie. En ek is skuldig aan daai. En op die einde van die dag is ons so besig, selfs met die werk van die Here. Ons is besig met die dinge van die Here, maar baie keer word die Here van die dinge afgeskeep. Dink vir jouself, jy sit een kant om te bid, jy wil afgaan sonder, jy wil tyd saam met die Here spandeer. Dan gaan jou foon af. Dan is jy gou op die foon. Dan, wat gou dit vinnig was met te kyk wie het nou 'n boodskapie gestuur, word naderhand 'n hele gesprek, en naderhand is dit sommer video's op TikTok, en naderhand is dit sommer Facebook, en naderhand is dit sommer, en die Here is by die venster uit. Of jy wil jou Bybel oopmaak, want nou wil jy Bybel lees, of jy wil tyd saam met die Here spandeer. O genade, ek het vergeet van daai e-mail, ek het vergeet van daai boodskap, ek het vergeet van hierdie projek wat ek moet gaan doen, ek het nou vergeet van hierdie ding wat ek moes klaarmaak. Ek het nou vergeet van dit. Ek het vergeet van daai taak. O genade, ek het vergeet, ek moes dit en dit en dit nog gedoen het. Ek weet nie, ek sê mos, ek preek dit vir myself. Hoeveel keer het 'n dag verby gegaan? En dan het jy daai dag geen tyd saam met die Here spandeer nie. Kom ons wees maar eerlik. Kan jy sien dat die duiwel vang jou nie altyd met sonde nie. Hy kom baie keer met 'n distraksie om jou besig te hou, om jou weg te hou van die Here af. En weet jy wat is die ergste van alles? Hierdie distraksies of afleidings lyk nie noodwendig van die oog af so verkeerd nie. Dis nie asof jy besig is met iets wat verkeerd is nie, hopelik nie, maar dit kan selfs lyk of jy ander mense help, dit kan selfs lyk of jy 'n belangrike taak verrig, asof jy dinge vir die Here doen selfs. Maar as daardie dinge die tyd van die Here in jou lewe steel, is dit 'n geestelike probleem. Dis 'n geestelike gevaar. Dit is 'n groot leeu wat besig is om jou op te vreet.
Want die vyand vul ons lewens met allerhande noise, met allerhande geraas. Het jy al probeer fokus as daar 'n klomp geraas om jou is? Probeer 'n bietjie, doen jouself die guns. Gister het ek so 'n geval gehad hier ergens, ek weet nie hoe tannie hulle dit gehou daarby, want ons was daar naby julle gewees. Was daar een of ander, ek weet nie wat was dit gewees nie, maar my huis se vensters het gedreun, en ek is omtrent 2 blokke van julle, of 'n blok van julle af. Weet jy, dan probeer jy kry naderhand nie eers reguit gedink mee nie. Dan probeer jy nou afsonder en probeer dink in daai geraas. Jy kan nie. En dis presies wat afleidings doen. Baie keer lyk 'n ding so belangrik. Dit lyk so onskuldig. Dit lyk asof dit iets belangriks is. Selfs mense steel jou tyd baie maal. En dit is, kyk ons hier so na Lukas 10. Maria was besig met 'n goeie ding. Martha was besig met 'n goeie ding. Albei van hulle. Maar Martha se goeie ding was distraksies. Ek moet kos maak, ek moet regmaak. Jesus is aan huis, ek moet dit, moet dat. Het jy al gesien in jou eie lewe, so by the way, net so tonnetjies, ek weet nie, dis weer, ek gaan weer een van ons dinge, ek weet dit gaan by julle gaan glad nie so nie. Maar het jy al gesien hoe vinnig maak jy huis skoon as jy hoor jy kry mense? Daar word goed in kaste ingeprop en dan dinge ingedruk. Julle doen dit mos nie, soos dit ek wat dit doen. Martha was besig met 'n goeie ding. Sy wil vir Jesus onthaal. Dis 'n goeie ding, is dit nie? Om jou beste vir Jesus te gee. Maar sy was besig met die verkeerde ding. Martha, jy is oor baie dinge verontrustig. Maar een ding het jy mis. Maria het die goeie uitgekies om by my voete te sit. Die Bybel sê vir ons, koop die tyd uit, die dae is boos. Nou hoekom dink jy wil die duiwel jou aandag steel? Kom ons wees net maar eerlik, wat is sy missie? Hoekom, die Bybel sê vir ons, ons is nie met sy planne onbekend nie, maar hoekom dink jy, wil die duiwel jou tyd steel? Hoekom wil hy jou aandag steel? Hoekom wil hy jou tyd van jou wegsteel? Openbaring 12, ek gaan dit so bevellige gelees, né? Openbaring 12, daar is so in vers 12, hy sê, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Sy tyd is min. Sy tyd is min. Sy tyd is besig om uit te loop. Daai uurglasie vir hom is besig om met 'n spoed leeg te loop. Dan gaan hy te doen kry met die koning van alle konings. En hy weet sy tyd is kort. En hy weet hy kan nie, as jy geanker is in Jesus, as jy jou geloof en jou vertroue geanker is in Jesus se volbringde werk aan die kruis, hy weet hy kan nie jou redding van jou wegvat dan nie. Hy weet hy kan jou nie wegvat, hy kan nie veroorsaak dat jy hel toe gaan nie, omrede jy's geanker in Jesus. Maar wat doen hy? Hy kan jou voorbereiding beïnvloed. Wat 'n voorbereiding? Daar's 'n bassein wat gaan blaas. Ons wag vir Jesus se koms. Hy kan jou besig hou met allerlei dinge, laat jou fokus, veral in die tyd waarin ons leef, moet besig wees met ander dinge. En ons is nie besig met Jesus nie. En hy weet sy tyd is kort, want hy wil jou voorbereiding steel. Hy wil jou bruidskap van jou ontneem. Hy wil jou bruidskleed bevlek. Jy sien, want Jesus het gegaan om vir my en vir jou plek te berei. En hy het tussentyd, as ons die beeldspraak kyk en ons kyk na antieke Galileese bruilof, ek gaan nie nou oor dit praat nie, maar die bruid moes haar kleed rein bewaar terwyl die bruidegom gegaan het om 'n plek voor te berei het. En in daai tyd waar die bruid haarself in gereedheid moet kry, moes sy haar kleed rein bewaar. Sy moes haar kleed, wil ek sê, versier. Haar bruidskleed. En wat doen die vyand?
Hy wil jou kleed bevlek. Sy doel is, hy wil hê jy moet onverskillig word. Hy wil hê jou lamp moet leeg raak. Hy wil hê jy moet jou, net soos die dwaase maagde, moet jy nie olie hê in jou lamp nie. Jy moet ongereed wees vir die koms van die bruidegom. Hy wil hê jy moet dit mis. Hy wil jou besig hou met allerlei distraksies. Dat jy geestelik verkoel, dat jy geestelik verkoud, dat jy begin op 'n plek kom waar jy nie meer agterkom hoe ver weg jy van die Here afdryf het, totdat daai dag gebeur en jy met 'n skok agterkom, ewe skielik, Here, ek het so weggedwaal van U af, ek hoor nie meer U stem nie. Here, ek het so ver weggedwaal van U af, ek het teruggeval in my sonde. Here, ek het so ver weggedwaal van U af, ek het eers agtergekom. Weet jy, baie mense het al vir my gesê, Henko, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Verlede jaar dien ek nog die Here en nou is ek hier in die gutters. Hoe dit gebeur? Dis sy plan vir jou. Jy kom nie agter nie. Weet jy wat? As jy kyk nou, ons het nou gepraat oor die rotte wat hier so hardloop partykeer, nee, ons het staffies, nie rotte nie. Jock of the Bushvelds, maar in elk geval, die enigste manier hoe jy daai plaag gaan uitkry, jy moet vir hom gif gee. Daai gif wat hulle kry, is lekker kos. Hulle eet dit. Is vir hulle lekker. Maar binne in daai kos is daar gif. En dit maak daai rot stelselmatig dood. Hy kom nie agter, hy begin siek te word, hy begin binnekant, maar weet jy wat doen hy? Hy kom terug. En hy vreet nog. En hy kom terug en hy vreet nog. Hy kom nie agter, hy's besig om dood te gaan nie. En dis presies wat die vyand doen. Hy is so besig met distraksies, jy kom nie agter, jy is besig om geestelik te verkoud nie. Totdat daai gif inskop, totdat hy die mat onder jou uitruk, en dan word jy eendag wakker en sê, Here, hoe het ek hier beland? Ek was so warm vir die Here, ek was so ywerig vir die Here. Ewe skielik dan om kerk toe te gaan, is dan nou 'n moeite. Ek wil niks meer weet nie, ek het so ver weggedwaal van hier af, jy het weer teruggeval in jou sonde. Here, hoe dit gebeur? En dis wat hy doen. Nou wat het hierdie distraksies te doen met die wegraping? Gaan na 1 Tessalonisense 5 toe. Hoekom sê ek die distraksies in die koms van Jesus? Hierdie distraksies, hoe pas dit in met die koms van Jesus? Jy sien, die vyand is slim. Kan ek vir iets vertel? Hy ken hierdie woord beter as wat ek en jy hom ken. Kan ek jou so vertel, weet jy hoe weet ek dit? Hy het daai selfe woord vir Jesus gekwoteer. Hy het Psalm 91 vir Jesus gekwoteer, toe hy hom versoek het in die woestyn. Hy ken die woord. En weet jy wat, hy weet, ons ken hom nie. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis hoekom mense val in misleiding, dis hoekom mense val in false teachings, dis hoekom mense val in snaakse goed, want hoekom? Maar 1 Tessalonisense 5, ons lees daar vanaf vers 1 tot 10, hoor wat sê die woord van die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 10. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief van die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, kyk hierso, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Soos die barendsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hoor hy ontvlug, ek figo. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Wat hy probeer sê daarso is, 'n dief kom wanneer jy hom nie verwag nie. 'n dief kom wanneer jy ongereed is, wanneer jy onvoorbereid is. Maar hy sê so, julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Bedoelende, as Jesus gaan kom, die dag wanneer hy gaan kom,
maak nie vir jou saak in die sin van, ek moet gereed maak, of ek moet nog gereed word, of ek moet nog, jy gaan gereed wees. Dit gaan jou nie onkant vang nie. Hy sê, julle broers is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en die kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat in die dag is, nugter wees, met die borswapen van die geloof en die liefde aan, en as helm op hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Hy wil eintlik vir jou sê hierso, die Here wil hê, jy moet saam met hom gaan, as hy kom. Lukas 21 vers 36, waak dan en bid altyd dat julle ware geag mag word om al die dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Dis God se wil, God het ons nie bestem tot toorn nie. En die duiwel weet dit. Hy weet dit. En weet jy wat, Jesus se koms gaan onverwags wees. En dan vra ons altyd hierdie vraag, en dan moet jy eintlik jouself hierdie vraag vra. Gaan hy jou gereed vind of besig? Maar die vraag is, besig met wat? Besig met wat? As daai bassein vanaand blaas, waarmee is jy besig? Jy sien, net soos Martha kan ons in goeie dinge vasval, maar tog die beste van alles mis. En dis om te sit by Jesus se voete. En al die distraksies en afleidings, dit steel ons fokus, dit steel ons vrede, en dit steel ons voorbereiding. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hoe lyk die duiwelse afleidings in ons lewe? Wat se tipe afleidings praat ons hierso van? Nou, ek het dan net genoem van sy selfoon of whatever, maar kom ons kyk bietjie breër. Een van die dinge wat hy baie gebruik, Matteus 6. Ek gaan vir julle baie skrifverhaal gee. Matteus 6, vers 19 en 20. Die eerste ding wat hy gebruik, hy sê so Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen rot of mot of roes verniel nie. Ek het nou rot op die brein. En waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Materialisme gee 'n vals sekuriteit. Jou hart raak besig en geheg aan dinge. Jou hart raak geheg aan dinge wat jy besit, dinge wat jy verloor, dinge wat jy najaag, dinge wat jy probeer vashou. Jy raak geheg. Maar jy raak nie geheg aan Christus nie. Jy is meer geheg aan wat jy besit en wat jy verloor en wat jy kan kry. 'n Gemakliker lewe, 'n beter kar, meer besittings, meer geld, meer dinge, bevordering, meer status, meer. Dit is 'n gejaag na wind. Guess what? As daai bassein blaas, we're out of here. Daai goed bly net hier. As jy vanaand doodgaan, raai wat? Jou kinders gaan daaroor beklei. Whether you like it or not. Materialisme gee vals sekuriteit. Ja, weet jy, die mense raak besig met die wêreldse dinge. En op die einde van die dag, wat vat jy saam? 'n Gemakliker lewe op die aarde, maar jy mis Jesus. Dis nie moeite werd nie. Nog 'n ding wat hy doen is nog 'n distraksies, onnodige besorgdhede en sorge, stryd. Wat sê Lukas 12 vers 25 en 26? Hier is Jesus se woorde. Hy het dit self gesê in Matteus 6. Maar Lukas 12 vers 25 en 26. Wie onder julle kan deur om hom te kwel een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Hy praat oor die besorgdhede van die wêreld. Hy sê kyk na die veld, kyk na die blomme, kyk na die voëls. Wie sorg vir hulle?
Hulle bring nie by mekaar in skure nie, hulle maak nie by mekaar nie, hulle doen nie, kyk na die veld, wie bekleed daai blomme so? Die gras, se dag daar môre verbrand het. Ons bekommer ons oor dinge baie male waar ons niks kan doen nie. Ons het slapelose nagte oor dinge waaroor ons geen beheer het nie. Ons sit in stryd in ons lewe en ons maak onsself siek en ons lewens val uit mekaar uit omdat ons in 'n stryd sit en besorgd is oor baie dinge. Maar wat doen dit eintlik? Dit verstik my geloof. Ek wil eintlik sê dit verstik my geloof. Dit choke my. Dit maak jou, dit steel jou vrede, dit steel jou vrymoedigheid. Bekommernis beïnvloed jou geloof want dit tap jou geestelik. Dit drein jou geestelike energie. Dit beïnvloed jou geloof, dit beïnvloed jou verhouding met die Here. Dit maak jou God bevraagteken, dit maak jou in God twyfel, dit maak jou in jouself twyfel, dit maak jou vol stres en voorspanning en vol allerlei dinge. En wat kan jy daaromtrent doen? Kan jy dit verander? Nee. It is what it is. En dit steel jou vrede. En weet jy wat, mense kan soms selfs roekeloos raak. En dit kan mense dryf tot om dinge te doen en om dinge betrokke te raak en selfs dinge uit te voer wat God nooit eers vir hulle bestem het om te doen nie. Dit kan gedagtes in mense plant, dit kan mense se lewens verwoes, dit kan gesinne uitmekaar uitruk, dit kan, hoekom? Want ons is besorg oor onnodige dinge. Weet jy wat? Ons leef in hierdie wêreld baie male, ek sê dit baie, om ander te impress van wie ons niks eers hou nie. Ons probeer ander beïndruk wat geen doel eintlik in ons lewe het nie. Wat nie eens deel van ons lewe is nie. Ons is bekommerd oor wat mense dink en sê. Weet jy wat maak saak? Wat God dink en sê. Mense kom en gaan. Wat help dit jou? Jy breek en word so gedistrakteer deur hierdie afleidings in die lewe, dat dit jou geloof laat verloor. Dat jy nie meer hoop het nie. Sometimes you have to let God close doors that needs to be closed. Ons probeer baie kere deure oop hou wat die Here wil toe hê. Ons probeer baie kere deure oop skop wat die Here besig is om toe te maak. And guess what? But if he closes one, he's gonna open another one. As die Here hierdie kant 'n deur toemaak, hy sal 'n ander deur oopmaak. Weet jy waarvan ons probleem as mens, ons lyk dit nie om uit ons comfort zone uitgevat te word nie. Ons hou nie van verandering nie. Ons hou nie van, ons kom in 'n comfort zone, ons kom op 'n gemaksone, ons kom in 'n plek waar ons veilig voel. En weet jy wat is, as ons eerlik moet wees, if you want to walk on water, you have to get out of the boat. Hoor jy wat ek sê? Meeste mense se lewens word verwoes omdat hulle deure wil oopmaak wat God wil toe hê. As God mense uit jou lewe uit verwyder, laat dit toe. Kry vrede daarmee. Nog distraksies wat in ons lewe bring, is sonde en vleeslike versoekings. Weet jy wat sê Prediker? Is dit 'n Prediker? Ecclesiastes, dis Prediker. Prediker 10, ja. Prediker 10, gaan daar so na Prediker 10 toe. Ek hoop dit staan in Prediker 10. Prediker 10. Is goed, ja, dankie tog. Is reg. Prediker 10. Vers 1. Hy sê, dooie vlee laat die salf van die apteker stink en bederwe. 'n Bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid as eer. Hoor wat hy sê, dooie vlee laat die salf van die apteker stink en bederwe.
'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid. Weet jy wat? Die duiwel vang jy nie altyd met hierdie groot sondes nie. Ons dink altyd die duiwel wil jou kom versoek met hierdie groot sondes. Is die klein jackalsies. Daardie klein jackalsie, hy verwoes op die einde van die dag die land. Raai wat? Daai klein muis, hy loop hier by die kerk, hy vreet alles. Die duiwel bied vir jou klein sonnetjies aan. En weet jy wat doen dit? Dit maak jou hart stadig maar seker kouer teenoor die Here. Hy hou jou besig met dinge, hy bring distraksies, hy bring bekommernisse, hy bring vrese, hy bring materialisme, hy bring al die gesien groot kettingreaksie, en dan bring hy nog daai sonnetjies ook nog hier tussenin. Ag man, dit is nie so erg nie man. Voordat jy weet, die gevaarlikste van alles is, voordat jy weet, is jou land verwoes. Hy bring ook onverskilligheid, ek wil eintlik sê, geestelike slaap. Hy maak jou geestelik aan die slaap. Jy is onverskillig met jou geloof. Weet jy wat sê Romeine 13, dan vers 11? Dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken. Wie van ons gaan ontken ons leef in die tyd voor Jesus se koms? Almal gaan sê dit is die waarheid, né? Hy sê vir ons dat die uur reeds vir ons daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Dit is tyd om wakker te word. Catch a wake up. Weet jy wat is die gevaarlikste toestand vir 'n Christen om in te wees? Om te dink jy het nog tyd terwyl jy nie het nie. Weet jy hoeveel mense, dit is nou hartseer dat ek hier vir julle sê. Weet jy hoeveel mense het ek al begrawe wat gedink het, hulle het nog tyd. Ek het al voor grafte gestaan van jong mense. Ek het al voor grafte gestaan van ou mense. Ek het voor grafte gestaan van 'n persoon wat nog die volgende dag planne gemaak het. Ek het langs 'n graf gestaan van mense wat nog ambisies gehad het en drome en planne en hulle het gedink hulle het nog tyd. Ek het voor 'n grafte al gestaan van mense wat gedink het ek het nog tyd om my saak met die Here reg te maak. Ek het al voor grafte gestaan van mense wat gedink het hulle gaan oud word. En in die vleur van hulle lewe is hulle in daai graf. Die gevaarlikste toestand is om te dink jy het nog tyd. Ons weet nie hoeveel tyd ons nog oor het nie. Tyd is waardevol. Koop die tyd uit, sê hy. Koop die tyd uit. Kry jou tyd terug. Kry jou tyd met die Here terug. Fight vir dit. Met alles wat in jou is. In Judas 1 sê hy vir ons, daar is 'n stryd kragtig vir die geloof, wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Hoe kan ons waak, dat ons nie vir distruksies val nie? Wel, die Bybel sê vir ons, wees nugter en waaksaam. Ons weet, ons moet die duiwel teenstaan. Staan vastig in die geloof, sê 1 Petrus 5, ons het nou gelees, van die leeu. Ken jou swak plekke. En ken jou geestelike, en ek wil sê, hou jou geestelike balans, in die sin van, moenie laat hy jou trip en val nie. Ken jou swak plekke. Weet jy wat is Christene vandag se probleem? Nee, ek sal nie val daarvoor nie. Famous last words. Voed jou siel met die woord van die Here. Weet jy wat? Psalm 119 vers 105. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek en jy moet begin tyd spandeer weer in die woord. Ons moet die Here vind in die woord. Ons moet wake up wees. Kan ek vir sê, as jy vir die Heilige Gees vra, Here, maak my meer bewus van distraksies in my lewe. Maak my meer bewus van wat my tyd wil steel. Maak my meer bewus van wanneer ek besig is om tyd te mors. Praat met my wanneer ek besig is om U prys te gee. Glo jy vir my
Die Heilige Gees gaan jou herinner aan. Maar wat gaan jy daaromtrent doen? Elke dag, se Bybeltyd wil ek vir jou sê, en tyd saam met die Here, dis olie in jou lamp. Dis olie in jou lamp. Jy gooi petrol in, papi. Elke dag wanneer jy afsonder by die Here, dis waar jy geestelik gerecharge word. Weet jy, wat is wel interessant, as jy jou Bybel lees, word jy actually wyser. Gaan kyk 'n bietjie, gaan lees net Spreuke, doen jouself 'n guns. Ek wil jou challenge met hierdie ding. Dit het my lewe totaal radikaal verander. Okay, daar's 31 hoofstukke in Spreuke. Nou, kies nou jy moet nou 'n maand vat wat nou 31 dae het. Anders gaan die eksperimentjie nou nie so lekker werkie. Okay? Februarie is dan nou dus uit, jy moet dit doen voor Februarie, broers en susters. So ek sal sê Augustus, Oktober is 'n goeie maand, broers en susters. November is dalk bietjie uit, maar Desember veral. Nee. En dan kan jy hom sommer Januarie 'n double dose vang. Maar kom ek julle gou iets vertel, doen dit. Vat een hoofstuk van Spreuke elke dag. Net een hoofstuk van Spreuke elke dag. Jy gaan nie vergeet waar jy laaste gelees het, kyk net na die datum. Jy begin by nommer 1 en dan eindig by nommer 31. Jy kan nie mis nie. OK. Dan weet jy wat doen jy? Don't just read a chapter a day to keep the devil away. Gaan gou vir julle wys. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Ek gaan dit met julle iets persoonliks deel. Vir 'n lang tyd, dis nou toe ek net op bekering gekom het, net my hart vir die Here gegee het. Ek het geweet ek is geroep vir die bediening vir 'n lang tyd. Ek het geweet, van kleins af het ek geweet die Here roep my. Ek het hierdie begeerte in my hart gehad om in die bediening te wees, om vir die Here te werk. Maar ek het weggehardloop, net soos Jona. Jona daar so in die groot vis, né? Het ek weggehardloop. Maar ek sal dit nooit vergeet nie. Die dag toe ek my hart vir die Here gee, het die Here op my hart geklop en gesê, jy weet ek roep jou. En hy gesê, ek weet dit. Maar ek is bang. Ek het vir die Here gesê, Here, ek is bang. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. En die Here het dit vir gesê, soos van, nou wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? En die enigste ding wat ek vir die Here gevra het, ek het gebid, gesê, Here, daar's 2 goed wat ek van U begeer in die bediening. En dis al, ek begeer hierdie 2 goed. Here, ek vra vir wysheid en kennis. Geef my kennis van die woord en wysheid om dit toe te pas. En weet jy wat? Die Here gesê, dis reg so. En ek wil vir jou nou sê, as jy wil wysheid en kennis hê, hy vir die Here vra vir my daai aand, ek sal nooit vergeet nie, hy lê op my hart. Nou waar gaan jy dit kry? Wysheid en kennis. En ek sê, kyk maar in die Bybel. En hy sê, okay, ja, maar daar's baie boeke in die Bybel, wat die een? Ek dacht, wie is die slimste man in die Bybel? Salomo. En as jy wil wysheid hê, gaan na Salomo toe. En weet jy, ek raai aan begin ek by Spreuke 1. Was hier so 8 uur die aand gewees. 3 raai volgende oggend, toe trek ek nog eers by hoofstuk 2 nie. Wat jy basies doen is, as jy hoofstuk 1 vat, don't just read a chapter a day to keep the devil away. Bid en mediteer oor die woord. As ek praat van mediteer, praat ek nie van jy gaan sit daar oom nie. Ek praat van jy oordink dit, jy deurbid dit en jy laat toe dat die Gees van die Here met jou hart spreek. Maar jy vat 'n vers vir vers. Kom ek gaan 'n voorbeeld gee. Spreuke 1 daar vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en tug. Jy lees 'n versie. Here, wat sê hierdie gedeelte vir my? Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Ek sal kennis vind dus, Here,
as ek U vrees. Nou daai vrees is nie die woord wat bang is nie, dis respek, dis submittance, dis onderwerping, dit is soos 'n diensknegt wat 'n koning sal vrees, sal eer, dit is daai respek, dit is daai submittance. So Here, as ek kennis wil hê, die beginsel van kennis, is om die Here te vrees. En dan gaan kyk ons na sy het sotte verag wysheid en tug. So as ek sottelik wil wees in my lewe, moet ek kwaad word vir die Here as hy my wil tugtig. Moet ek in rebellie kom, en as mense my wil teach, en ek moet unteachable wees, ek moet my eie kop volg. As ek nie teachable is nie, en as ek nie verleer uit my foute uit nie, want foute gaan ek maak, baie. Wat is ek dan? Dan is ek 'n sot. As ek nie wil leer uit my foute uit, is ek sotlik. Kan jy vir jou sê wat jy doen? As jy met een vers begin, en jy begin dit te deurdink, en jy lees hom weer, en jy bid daaroor, en jy laat toe dat die Heilige Gees met jou praat, en jy sit net vir 'n tydjie met daai vers. Ewe skielik kry ek 'n hele teaching rondom die vrees van die Here, is die beginsel van die kennis. Ek sal die wêreld begin verstaan, as ek die Here vrees. Ek sal God begin verstaan, as ek die Here vrees. Ek sal kennis hê in hierdie wêreld, hoe om dinge toe te pas, hoe om my lewe te leef. Dit begin met die vrees van die Here. Maar ek onthou nog 'n vers, wat aansluit by hierdie, Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. So begin die hele Bybel vir jou soos 'n puzzle in mekaar te raak. Dankie nie, as jy nou seker as jy verstaan nou daai vers, gaan jy na die volgende een toe. Kan jy verstaan wat ek gesê het, van daai aand af tot die volgende oggend, dit het nog nie eens by die tweede hoofstuk uitgekom nie. En as jy dit so gaan doen, en jy werk elke dag so deur, glo jy vir my, as jy daar so kom aan die einde van Spreuke 31, en jy kom in lewenssituasies, en omstandighede, en dinge gebeur, selfs mense, hoe jy reageer, en waarop jy antwoord, en glo jy vir my, jy gaan dit onthou. Die stem van die Here gaan in jou gees opkom, en hy gaan jou lei, en hy gaan jou leer. As daar byvoorbeeld, hoe moet jy iemand antwoord, byvoorbeeld? Hoe moet jy 'n situasie hanteer? Wanneer versoekings op jou pad kom? Ek gaan 'n voorbeeld vir jou gee. Want ek lees net toevallig hierdie versie nou raak. Nou is jy besig daarso, en hier kom 'n versoekingkie op jou pad. Nou lees jy hierso in vers 15 na in Spreuke 5. Kom hierdie versie by jou op. Drink water uit jou eie reënbak en stroom uit jou eie put. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Daar's wysheid, daar's kennis. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar word, en daaruit is die oorspronge van die lewe. Daar's soveel wysheid en kennis in hierdie goed. Ja, hoe moet ek my hart bewaak? Wat moet ek doen om my hart te bewaak? Op die einde van die dag, verstaan jy wat ek sê? Op die einde van die dag, vat Spreuke, jy gaan sien. Maar voed jou siel met die woord. Dis olie in jou lamp. As jy jou Bybel gaan lees, gaan jy wyser word. Bid gedurig deur. Die Bybel sê vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Jy geweet, as jy jou Bybel lees, word jy wyser, maar as jy bid, word jy sterker. As jy as jy die konsep verstaan van ware gebed, ek dink ons in die moderne era het die konsep van ware gebed verloor. Want gebed is nie net
'n meeste van ons lewe is gebed, dankie sê en vra vir goed. Ons vra vir die Here goed en ons sê dankie. Maar dis nie die beginsel van gebed nie. Ek meen, die disippels kom by Jesus. Ek meen, baie Jode het geweet hoe om te bid. Ek meen, hulle het rabbies en fariseërs en goed wat vir hulle geleer het hoe om te bid. En ek meen, sy disippels kom na Jesus en sê, Here, leer ons bid. Want Jesus het anders te gebid. Hy het verstaan wat die konsep en die beginsel is van gebed. Wat is my interessant ook van Jesus is, elke keer as hy gaan afsonder die volgende dag, dan het dinge gebeur. Aanbid en prys die Here. Moenie laat die distraksies jou wegvat van lofprysing af nie. Weet jy wat is een van die moeilikste dinge om te doen? Een van die moeilikste dinge om te kan doen is om in jou moeilikste omstandighede God te loof en prys. Gisterand, weet jy of julle daai video gesien het van daai ou wat nou geskiet is daar in Amerika? Charlie Kirk. Gisterand sien ek nou die ding wat sy vrou gepraat het. Een van die goed wat my opgeval het wat sy gesê het is, terwyl sy in daai moeilike omstandighede staan en sy praat van alles, haak sy op 'n stadium af en sy sê, God is so good, you guys. Our God is so good. Selfs in daai omstandighede kan sy sê, dit maak nie vir my sens nie, Here, maar U is goed. U is so goed. En as jy God kan aanbid, ongeag die omstandighede, ongeag, as jy God se goedheid kan raak sien in jou lewe, ongeag die stryd, ongeag die distraksies, ongeag die swaar kry, ongeag die probleme, as jy God se goedheid kan bly raak sien in alles. Weet jy, ons het verleer om God se goedheid raak te sien. Ons stop en ons pyns oor alles wat ons verloor, maar ons is nie dankbaar oor wat ons het nie. Weet jy, die Here bly goed. Ons moet nie sy goedheid vir ons weeg aan materialistiese dinge nie, aan wêreldse dinge nie. Weet jy wat is die grootste genade wat ek en jy het? Waarom ons kan sê, maar God is so goed. Sy sê, kyk selfs in alle omstandighede, sy sê, weet jy hoe kon sê ek God is goed? Want hy juig vanaand saam met Jesus. Selfs al sy die wêreld om probeer stil maak. Dis wat ek vir jou probeer sê, selfs in jou omstandighede, selfs al val jou lewe uit mekaar uit, al verloor jy alles, selfs al staan jy soos Job daar buite, weet jy wat het Job deurgedra, daai wat hy vasgehou het aan die Here. Hy het alles verloor en hy bly sê, God is good. God is good. En aan die einde van Job het God hom meer geseën as in die begin. Job het gedink dis die Here wat hom straf, hy het nie geweet dis die duiwel wat hom aanval nie. Job se vriende het vir hom gesê, tot Job se vrou het vir hom gesê, man, seën God en sterf. Jy weet, daai seën beteken vervloek die Here en gaan dood, laat die Here jou dood. En Job het net bly vashou aan die Here. En vir 42 hoofstukke gaan hy deur 'n klomp trials and tribulations en hy verstaan nie. Hy dink dis die Here. Toe die Here homself aan Job openbaar, toe besef hy eintlik eers wie God is. En hy sê, Here, voorheen het ek net van U gehoor, nou het my oë gesien. En ek het berou, ek roep en ek sit in sak en as. Here, ek roep alles wat ek gesê het, dit was nie U nie. U is goed. U is getrou. Jy sien, wanneer ons die Here kan eer en kan prys en hom loof, weet jy wat doen ons in ons omstandighede? Ons onthou en ons herinner onsself dat God is groter as ons probleme. Want ons aanbidding skuif die fokus van ons storm af en rus dit op die een wat daai storm stil maak. Het jy geweet, met die storm op die see, ek het dit toe ons daar so in Israel was, dat ons op die see van Galilea. En
Ek het hierdie gedeeltjie vir hulle gelees waar Jesus die storm stil gemaak het. Maar ek het uit 'n ander boek gelees, bedoelende van 'n ander evangelie. En wat vir my baie interessant was, maak vir my op daar in Markus hoofstuk 6. Ons lees gewoonlik die gedeelte waar Jesus op die see wandel in Matteus en in die ander evangelies. Maar in Markus word daar iets gesê wat hy nie in die ander evangelies sê nie. Wat 'n bietjie vir jou 'n totale ander perspektief gee van Jesus wat op die see wandel, van Petrus wat op die water geloop het en al daai dinge. Markus 6. En ons lees daar vanaf vers 45. Hoor nou mooi wat gebeur hierso. En hierdie is iets wat jy dalk nooit raak gelees het in die Bybel nie. Ons lees, voordat jy nou lees, kom ek gaan vir julle die storie vra. Julle ken die storie. Jesus, die disippels is daar op die see, hy stuur die disippels weg en hy gaan bid. Die aand kom daar 'n verskriklike storm op die see. Jesus kom al wandelend op die see na hulle toe, en wat gebeur? Hulle dink is 'n spook. Jesus klim in die boot, en hy maak die storm stil, of hy sê eers vir Petrus kom klim op, en Petrus loop na hom toe. Petrus begin toe te sak, julle ken die storie. En hy klim in die boot en hy maak die storm stil. Maar daar's iets rondom hierdie storie wat ons baie kere mis. En dit vertel vir ons in Markus 6. Ons lees daarso vanaf vers 45. Hy sê, en dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. So wat sê hy? Hy het hulle gedwing, klim in hy boot en gaan oorkant na Betsaida toe. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see, en hy alleen op die land. Kyk nou wat gebeur hier so in vers 48. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagwaak, so die 3 die oggend, het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en kyk net so wat sê, hy sê, en hy wou by hulle verbygaan. Hy wou nie by hulle die boot klim nie. Sy intensie was nie om in die boot te klim nie. Hy was nie op pad na hulle toe nie. Hy wou verby hulle loop. Hy het vir hulle gesê, gaan na Betsaida toe. En hy sê, toe hy sien dat hulle swaar kry, en hy sien die wind was teen hulle, toe stap hy na hulle toe in hulle rigting, en hulle het gedink is 'n spook, maar hy wou by hulle verbystap. Jesus? Jy wil verby hulle stap. Jy wil hulle nie gehelp het nie. Presies. Hy sê, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskreeu, want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê, en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd, want dit het by die wonder van die broeders nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Nee, wat gebeur hier so? Hy wou by hulle verbygaan. Jy sien, baie male voel dit vir ons is in die see. Baie male voel dit vir ons roei, en die winde is teen ons. En Jesus staan op die land en hy sien ons. Hy weet alles van ons, hy weet alles van ons, niks is vir hom verborgen nie. Die Here sien ons en hy onskou ons en ons wonder ons baie male, Here sien, hy sien ons, maar ons kry swaar in die stryd, ons roei, ons is in die storm, maar Here, hierdie wind is teen ons. En dan sien ons, hier kom Jesus aan en ons roep uit na hom. Dan sê hy, maar hy wou by hulle verbygaan. Here, gee nie om oor ons nie. Gee nie omdat ons vergaan nie. Hoekom wil hy by hulle verbygaan? Kan ek vir julle gou vertel? Wat het hy reg in die begin gedoen? Hy het hulle gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant toe, na Betsaida toe. Hy het hulle 'n opdrag gegee. Hy het vir hulle gesê, gaan,
gaan oor na Betsaida toe. En hy het gesien, daar is 'n storm. Hy het gesien die wind is teen hulle. En hy het op die see geloop op pad Betsaida toe. Sy plan was, sy opdrag was, gaan wag vir my in Betsaida. Ek gaan julle daar kry. The plan never changed. Die plan het nooit verander nie. Die feit dat die see op die storm was, is irrelevant. Die plan het nie verander nie. Hy sou hulle in Betsaida gekry het. Die feit dat die wind teen hulle was, het nie die opdrag verander nie. Het nie die plan van God verander nie. Hy sou hulle daar gekry het. Die skip sou nie sink nie. Want sy opdrag was, gaan oor. Maar hulle het vasgekyk. Hulle fokus verloor van die opdrag. En hulle fokus geplaas op die storm en die wind en die distraksie. En hulle het hulle fokus in die opdrag verloor. En Jesus stap doelbewus by hulle verby, om vir hulle te wys, hey, die opdrag, die plan het nie verander nie. Hou op, kyk na julle storm. Ek wag vir julle. Moenie laat hierdie storm julle van julle prys beroof nie. Moenie laat hierdie storm julle van julle doel wegvat nie. Moenie laat hierdie distraksies julle weghou van dit wat ons daar moet gaan doen nie. En hulle raak vreesbevange. Maar weet jy wat is so kosbaar? Jesus los hulle nie net nie. Hy weet hulle is in 'n stryd. Hy klim met hulle in die boot. Hy klim in daai boot en hy maak hy storm stil. Ek wil vir jou sê, jy mag baie keer in 'n storm sit. Jy weet nie hoekom die Here jou nie antwoord nie. Jy roep uit en jy weet nie hoekom die Here nie in jou boot kom inklim nie. Ek wil vir jou sê, die opdrag het nooit verander nie. Jou roeping het nooit verander nie. Jou doel het nooit verander nie. Die distraksies wil jou wegvat van die doel af. Die distraksies maak jou blind vir die krag van God. Vir dit wat op hande is. Die Here het gesê, wees waaksaam en bid. Maak reg, ek kom een van die dae. Kom in gereedheid. Moenie laat hierdie distraksies jou van jou prys beroof nie. Ek wil vir jou sê, as jy die ander evangelies gelees gaan jy sien, hulle sê, hy het in die boot geklim en gesê, waarom het julle getwyfel, julle klein gelowiges? Bedoeling van, hoekom het julle my nie vertrou nie? Maar Jesus is so awesome. Hy verstaan, ons is ook net mens. En hy kom klim in hulle boot en hy maak hy storm stil. Jy mag dalk sê, maar Here, hoekom wil jy nie my storm stil maak nie? Miskien moet jy nie fokus op die storm nie. Miskien moet jy kyk na jou roeping. Miskien moet jy kyk na dit wat die Here vir jou gaan aan die ander kant het. Miskien moet jy vir die Here gaan wag in Betsaida, as jy verstaan wat ek bedoel. Geestelik gesproke. Jy is so in stryd teen die winde. Dit is baie keer dalk nodig vir jou om die pedale neer te sit. Laat die wind jou waai na jou roeping toe. Ons fight so baie maal deur die golwe in die see, dat ons mis. God sien ons raak. Hy sien die omstandighede, hy sien dit waardeur jy gaan. Hy is nie blind daarvoor nie. Maar hy wil jou bly herinner, ek is God. Ek is nog steeds in beheer. Die storms is tydelik. Hoor al, nou waar die storms hier buite gewaai en gewoed.
Daar sit stil. Storms is tydelik. After the rain, the sun will shine. Maar moenie dat die distraksies jou weghou van Jesus nie. Ons raak baie male besig. Maar ek wil vir jou sê, die koms van die Here is naby. Wat steel jou tyd van die Here? Vra vir jouself vandag, watse distraksies is daar in jou lewe? Wat jou tyd steel wat jy moet terugkoop? Dan die duiwel hoef jy nie met pyn en sonde en arme dinge te vernietig nie. Hy wil net jou aandag steel. As jy jou aandag gesteel het, gefokus op die storm, mis jy Betsaida. Remember that. Die bruidegom is op pad. Daai bassein gaan blaas. Jesus sê, een ding is nodig. Jy moet soos Maria wees. Kies om by die voete van Jesus te sit. Moenie laat die distraksies jou weghou nie. Amen. Ons sluit daar. Vader, baie dankie vanaand vir hierdie woord. Dankie Here, dat U weer 'n wekroep in ons lewe bring, om ons net attent te maak, Here, dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind, Here, want hy wil steel, slag en verwoes. Vader, ek wil vanmôre vir U vra, vanaand vir U vra, Here, Heilige Gees, help ons dat ons fokus op U sal hou. Ons fokus op die volbringde werk van Jesus. Here, dat ons geanker sal wees in die woord, dat ons nie sal toelaat dat die vyand van ons steel, slag en verwoes en ons tyd roof nie. Here, dat ons sal erns maak met ons verhouding met Jesus, soos wat ons die dag sien nader kom, Here, soos wat ons U koms ook verwag. Soos wat die dinge in die wêreld besig is om agteruit te gaan, Here, so wil ek ook bid, dat ons sal wakker word uit die slaap uit, en Here, ons lewe toewy aan U. Here, ek wil bid deur die Heilige Gees, dat U ons sal help, dat ons nie sal fokus op die distraksies nie, maar dat ons sal fokus op Jesus se volbringde werk aan die kruis. Heilige Gees, sal U vanaand hierdie woord in ons harte seën en salf, en vir ons lewend maak in ons harte. Ons loof en ons eer U, in Jesus naam. Amen.